Goeiemôre geliefdes, hartlik welkom by vanoggend se diens. Dit is Kersdag, 25 Desember. Geseënde Kersfees vir jou geliefdes, jou familie, die mense om jou. Ek is Quintus Skols, die leraar hier by NG Oudtshoorn Park en ons wens vir julle 'n geseënde dag toe. Mag jy die Here se liefde en nabyheid beleef, sy teenwoordigheid. Ons praat juis vanoggend oor hierdie tema, Immanuel, God met ons. En mag die Here ook aan die woord kom. Baie dankie dat jy inskakel op hierdie YouTube kanaal en so deur die jaar en jare dalk al ingeskakel het, maar mag jy ook vanoggend opnuut weer sy teenwoordigheid beleef. Ek bid dat die Here ook aan die woord sal kom in die prediking. Ek is 'n stof mens en ek verklaar Jesus as my verlosser en saligmaker. Geseënd is jy. Barmhartigheid, vrede en liefde van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. So kom groet die drie-enige God jou vanoggend, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Voordat ons nou uit die woord uit gaan lees, kom ons bid saam en vra, Here, spreek tot ons vanoggend. Laat ons op hierdie Kersdag 'n boodskap sal hoor, dat ons weer opnuut met hoop uit hierdie preek uit sal opstaan en gaan leef met die wete, ons leef in God se teenwoordigheid. Kom ons bid saam. Heilig, heilig en heilig is U, Here God. Ja, aan U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid. Here, ons harte loop oor vanoggend as ons die Christuskers aansteek. Die laaste paar weke hier by ons in NG Park het ons juist die adventskraans gehad en het ons gepraat oor dit, hoop, vrede, vreugde, liefde en dan vanoggend die wit kers, die Christuskers, want Jesus is vir ons gebore. Hy het vir ons mens geword, die inkarnasie, die menswording van God het vir ons plaasgevind. Dankie Jesus. Dankie Here dat ons vanoggend U kan aanroep en kan weet U is teenwoordig. U ken ons lewens nou. U is daar waar elke kyker of luisteraar sit en luister of kyk na hierdie boodskap. En Here, U weet presies wat in ons lewens aangaan. Dankie Here, dat ons vanoggend alles voor U voete kan kom neerlê en kan kom oopbreek voor U. Met die wete, U weet die beste. Ons bid ook vir die jaar wat kom, 2026. Ons kyk ook terug op 2025. En Here, ons besef alles was net genade. U het ons gedra tot hiertoe. En Here, U sal ons ook verder die toekoms indra. Ons vertrou U met alles in ons binneste. Maar Here, vanoggend spreek U uit die woord uit. U kinders luister. Ons kom nou met alles na U toe en ons kom gee alles oor. Ons huwelike, gesinne, ons kinders, kleinkinders, ons besighede, ons werke, ons plase, ons boerderye. Ja Vader, U weet dis droog hier in die Klein Karoo en ons bid ook vir reën en ons kom ook smeekend nederig na U toe. Maar Here, ons vertrou. Ons weet U sal sorg. Op hierdie Kersdag, Here, op hierdie dag wat ons mekaar onthou en herinner dat U mens geword het vir ons. Kom loof ons U, sien ons harte vanoggend raak. Ek kom bid ook en vra Here dat U nou sal preek, dat U die prediker sal wees as Heilige Gees en ook die naprediker. En laat die kykers nie sal vaskyk in 'n dominee nie, maar laat hulle net U stem en U woorde sal hoor. Ek loof U daarvoor. In Jesus naam, amen. Immanuel, God met ons. Ek het nou gebid oor die Christuskers. Vandag brand al die kersse hier in NG Oudtshoorn Park. Ons het begin met hoop en toe vrede en toe vreugde en toe het ons liefde hanteer laas week Sondag. En vandag hanteer ons die wit kers, die Christuskers. Dis die hart van Advent vandag. Adventus waaroor ek Sondag gepreek het, sê juist die aankoms van Christus. Hy het gekom. En ons sê dit vandag vir mekaar. Dis nie nodig vir ons om nou net hier te sit sonder hoop in die kerk of by die huis of daar waar jy kyk na hierdie boodskap nie. Nee, ons het hoop, want hoop is vir ons gebore. Ons het gewag vir die aankoms. En hier kom ons nou op hierdie dag wat ons mekaar weer herinner en sê, maar Jesus het gekom. Hy is vir ons gebore. Maar nou sien ons ook verder uit na die wederkoms van Jesus Christus.
Ja, iets wat ons vanoggend moet hoor is, die Bybel sê, God het ons nie van 'n afstand af lief gehad nie, maar hy het ingekom in ons wêreld in. Hy het ingetrek in ons wêreld in. Ag, daar's so 'n ou bekende liedjie wat sing, God is watching us from a distance. En dis absoluut nie waar nie. Daai woorde is nie waar nie, want God is hier tussen ons. Hy sien neffens my. Hy het sy intrek in hierdie aardse tentwoning ingeneem in Jesus Christus. En dan beloof hy sal by ons wees al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hy gee vir ons die Heilige Gees. En ek en jy weet dat God vandag teenwoordig is. Deur die Heilige Gees, daar waar jy nou sit en kyk, dalk is jy daar in die aftreeoord, dalk sit jy in jou voertuig en kyk sommer om op jou selfoon tans waar jy wag vir iemand of iets, of dalk sit jy by jou huis voor 'n TV-skerm en jy kyk hierdie YouTube kanaal van NG Park. Hoe dit ook al sy, jy is in God se teenwoordigheid daar waar jy is vanoggend. Hy het sy tent langs myne kom opslaan en ek gaan nou daaroor ook praat in Johannes 1 vers 14. God het mens geword. Immanuel, God met ons. Dis vanoggend se prediking tema. Vriende, ek begin by die eerste punt en ek wil vir ons so saam lees in Johannes hoofstuk 1 vers 14 en dit is in die 83 vertaling. U kan dit saam met my lees. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Luister mooi, God, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Nou ek het bietjie gaan kyk na daai vertalingsmoontlikheid in die Grieks van die woordjie woon. Woon beteken letterlik hy tent opgeslaan. Ek gaan kyk na die boodskapvertaling en hulle vertaal dit so, Jesus het toe as mens aarde toe gekom, 'n mens kan sê hy het onder ons kom huis opsit. Hy het onder ons kom huis opsit, hy het sy tent kom opslaan, dit beteken hy het onder ons kom woon. Johannes 1 vers 14, hoe pragtig is dit? Hy het sy tent onder ons kom opslaan. Hy het sy tent reg teen myne kom opslaan in die tentwoning. God is met ons. Sy teenwoordigheid staan so pragtig uit vir ons vanoggend. God kies nie 'n paleis nie. Hy kies 'n stal. Hy kies nie 'n troon om op te gaan sit nie, maar hy kies 'n krib. En dit is die essensie van die geboorte van ons Here Jesus Christus. Dat hy juis gekom het, omdat hy ons so lief het, en hy kom in alle nederigheid, en hy neem die gestalte van die mens aan, die doulos, wat die Griekse woord sê, die gestalte van 'n slaaf. C.S. Lewis sê dit so mooi, die seun van God het mens geword, sodat mense kinders van God kan word. Die seun van God het mens geword, sodat mense kinders van God kan word. God ken jou lewe. Hy ken jou van binne af en ook presies wie jy is. Hy weet hoe jou uiterlike lyk, maar hy weet ook wat binne in jou aangaan. Hy ken jou moegheid. Ek het in die laaste paar weke klomp mense gesien en mee gesels en koffie gedrink en die gemiddelde gesprek is, dominee, dit was 'n lang jaar. Daar's 'n moegheid by mense. Hy ken jou honger. Hy ken jou vrese, hy ken jou verlies, hy ken jou voorspoed, jou goedheid, jou guns, hy ken alles, God weet van alles. Hy is Immanuel, hy's God met ons. Maar hy kom ook in ons gebrokenheid in, omdat ons onsself nie kon red nie, omdat ek en jy nie aan 'n kruishout kon gaan sterf het nie, het Jesus na hierdie aarde toe gekom. En hy sterf vir ons sondes, hy oorwin die sonde en die dood, en dit beteken ek en jy kry die ewige lewe, danksy Jesus, en ek en jy moet glo, ons moet in dankbaarheid gaan leef, ons moet vrug dra, ons moet reageer op hierdie verlossingsdaad wat Jesus kom doen het. Jy sê, Jesus is jou verlosser en jou saligmaker, is hy ook deel van my saligheid.
Kan ek met absolute vrede leef, want dit is wat Jesus vir my kom doen het, aan 'n kruishout. Dit is hoekom Jesus kom sterf het vir my, sodat ek die lewe kan hê en dit in oorvloed. En vriende, as ek in die eerste punt stil staan, wil ek dit net vir jou kom verseker. God het mens geword. En hy kom slaan sy tent die neffens myne op. En hy weet presies wat in jou lewe aangaan. Hy sien alles, hy beleef alles, hy's daar saam met jou. God weet waardeur gaan jy vanoggend, positief of negatief. Hy weet presies wat in jou lewe aangaan. Die tweede punt wat ek so bietjie wil by stil staan is Matteus. Nou Matteus hoofstuk 1 vers 23 is juist die woorde van die prediking tema vanoggend. Matteus 1 vers 23, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Hoor wat beteken Jesus se naam? Immanuel, God by ons. Hy slaan sy tent teen myne op. Hy is teenwoordig in my lewe. Hy is by my. Ek is nie alleen nie. Al is jy vanoggend alleen en het jy geen geliefde om jou nie. Dalk sit jy alleen en kyk na hierdie boodskap vanoggend ergens op 'n bank en jy sit met 'n selfoon in die hand of 'n tablet of jy kyk op jou TV en jy het 'n stuk alleenheid wat jy dalk voel of beleef. Jy is nie alleen nie, want jy het God by jou. Dis 'n belofte vanoggend. Dis nie net 'n naam nie. Dis nie net nog 'n mooi naam nie. Nee. Dit is 'n groot belofte. God is by my. Ek is nie alleen nie. Vriende, iets wat vir my bietjie uitstaan van die woord God is by my, hierdie naam wat beteken God by ons, is dat God het nie net gekom na goeie mense toe nie, maar hy kom na alle mense toe. Hy kom na hierdie wêreld toe vol sondes, vol spanning, 'n wêreld vol vrees, 'n wêreld vol chaos. En hy kom weer opnuut in 2025 in ons harte in hierdie wêreld lyk so. Na Genesis 3, na die sondeval, leef ons tussen hierdie dorings en dussels en die wêreld lyk so gebroke. 'n Wêreld vol sonde, spanning, vrees en chaos. Hy kom juis weer opnuut hierdie Kersdag in ons lewens in, waar alles nie altyd reg lyk nie. En hy kom gee vir ons 'n stuk vrede. Hy kom gee vir ons 'n stuk rustigheid en 'n stuk, ek is in God se teenwoordigheid vrede. Hy kom gee daai stuk vrede vir my, dat ek 'n vrede het wat alle verstand te bowe gaan, want ek is in God se teenwoordigheid. 'n Teenwoordigheid wat my kalm maak, wat my 'n stuk rus laat beleef, want ek vind my rus in God. Eugene Peterson sê dit so mooi. Hy sê, God moves into the neighborhood not to improve it from a distance, but to live in it with us. Daai ou liedjie wat ek nou gesê het, from a distance, God is watching us. Nee, dis nie so nie. Die woorde is nie waar van daai liedjie nie. Jammer om dit nou te sê vanoggend. God moves into the neighborhood. Hy het ingetrek in ons lewens in. Hy's nie op 'n afstand nie, hy's nie aan 'n kant die plafon nie. Ons bid baie keer en dan sê mense vir my, Dominee, dit voel of God aan 'n kant die plafon is. Nee, hy's teenwoordig in jou lewe, boetie en sussie. Hy ken jou lewe. Hy wil net hê jy moet oopbreek voor hom. Hy wil net hê jy moet in gebed tot hom nader. Nee, hy leef in ons lewens. Not to improve it from a distance, but to live in it with us. Hy saam met ons. En as ons iets daarvan kom hoor, hy slaan met ander woorde sy tent reg langs myne op. En dis hoekom hy mens geword het. Ons sê dit so mooi, hy het mens geword en onder ons kom woon. Hy kom woon onder ons, saam met ons, met ons. Die derde teks waarby ek vanoggend so bietjie wil
wil stil staan as jy nou in die tweede plek hoor, jy's nie alleen nie, jy hoor ook God se teenwoordigheid, God is teenwoordig, jy's nie alleen nie, hy's saam met jou, hy's by jou, dan is dit Lukas 2 vers 11, wat ek bietjie met jou wil deel vanoggend. En dit is die Kersfeesteks. Dis 'n pragtige teks wat sê, vandag is daar vir julle in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. Ons hoor dit, ons hoor dis die geboorte van Jesus en ons gee geskenke vir mekaar en ons moet mekaar onthou dat ons die grootste geskenk gekry het. Wie het ons gekry? 'n Verlosser. Dis 'n baie groot woord daai. So Jesus word nie net gebore en dit is hierdie babietjie in 'n krib en ons het so half 'n romantiese beeld van dit en dit lyk so pragtig nie. Nee, dis eintlik 'n reddingsaksie van God. Dis God wat gebore word om ons te red. Hy is ons verlosser en saligmaker. En vandag hoor ek en jy dit. Dat vir jou is daar 'n verlosser gebore. Maak nie saak wat se sonde jy gedoen het nie, maak nie saak hoe jou lewe vanoggend lyk nie, daar's hoop. Jy het hoop, ook vir alles wat vir jou wag in die jaar 2026, want ek het 'n God hier neffens my, hy's teenwoordig, hy's by my, en ek hoor hy's my verlosser. Ek sien kans vir die lewe. Ek beer vorentoe want my verlosser leef. Hy het die sonde en die dood oorwin. Die graf is leeg en hy het opgestaan. So Jesus kom nie net om by ons te wees nie, maar om ons te kom red. En dit moet jy ook hoor. So hy is by ons, maar hy het ook ons kom red. En iets wat daarvan uitstaan is dat hy primêr gekom het om aan die kruishout te sterf. En dat hy sê, maar ek gaan julle nou nie alleen los nie, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En dan is dit die uitstorting van die Heilige Gees, en in Paastyd gaan ons dit ook weer vir mekaar sê. Jesus het gesterf en hy het opgestaan, daar was 'n kruisiging en daar was 'n opstanding Sondag, en dan gaan ons bietjie later weer vir mekaar in Pinkstertyd gaan ons kom sê, maar hoor mooi, die Heilige Gees is uitgestort. So ons is van Kersfees af, gaan ons weer dit vier Paasfees, gaan ons weer dit vier Pinkster en sê, maar nou het ons die Heilige Gees, hy wat nie neffens my is, hy wat by my is. Hy ken ons so goed. Boetie en sis, jy weet hoe jy voel vanoggend. En dit gee vir my 'n stuk hoop, net om te weet God weet. Sy wil is die beste wil, sy tyd is die beste tyd. Hy's God met ons, hy's God vir ons, hy's God in ons plek. En dit gee vir my so 'n stuk rustigheid vanoggend. Die bekende kerkvader Athanasius sê die volgende, hy het geword wat ons is, sodat ons kan word wat hy is. Hy het geword wat ons is, sodat ons kan word wat hy is. Hy kom wys vir ons, gaan lees die evangelie, hy kom wys vir ons hoe om te leef. As ons in die voetspore net van Jesus kan loop, meer en meer soos Jesus kan word, dinge kan sê en dink en doen wat Jesus sou. What would Jesus do? Ek en jy moet so begin leef. En dit is wat uitstaan vir oggend. Kersfees is nie net 'n baba in 'n krib nie. Dit is 'n redder in ons midde, 'n Here wat gekom het, hy wat kom sterf het, maar ook hy wat bly in my lewe. Hy wat deel is van my lewe. Hy wat my op my naam ken as hy aan 'n kruishout sterf. Ek sterf vir Quintus, ek sterf vir Johan, ek sterf vir Chris. Ek sterf vir jou op jou naam. Ek ken jou. Jy is myne en ek is lief vir jou. Die bekende N.T. Wright sê die volgende: die geboorte van Jesus is God se antwoord op alles wat verkeerd geloop het in die wêreld. Dis God se antwoord op alles wat skeef getrek het, wat verkeerd gegaan het, is die geboorte van Jesus. Dis God se antwoord, want Jesus is die antwoord. As jy Jesus het, het jy alles. Vriende, ons dink baie keer in ons koppe, ons moet nog meer hê, groter hê, beter hê. En ons is baie keer so vasgevang in materialisme en nog 'n jaar wat verby is, nog 'n werksjaar wat vir afgesluit is, en dan begin 'n nuwe jaar en ons het visie en missie en ons het klomp planne wat ons maak.
Op die einde van die dag moet jy net Jesus sê. Hy is die weg en die waarheid en die lewe. Hy wat die waarheid is. Ek wil in Christus wees. Iets wat vir my so bietjie uitstaan vanoggend toe ek nou Johannes hoofstuk 1 gelees het, vers 14, daai teks wat so mooi sê, maar hy het onder ons kom woon, en ek het dit nou vir julle verklaar, dat hy sy tent teen myne kom opslaan het. Toe ek gaan kyk na een van die kommentare, en hulle sê letterlik die woord woon beteken tent opslaan, en dit sinspeel op die tabernakel in die Ou Testament. Ja, dit was vir my verskriklik mooi. God se tentwoning wat saam met die volk getrek het, die tabernakel wat saam met die volk getrek het. Dit was die simbool van God se teenwoordigheid onder sy volk, die tabernakel. En toe Christus gekom het, was God egter in Christus onder sy mense teenwoordig. En letterlik was Jesus Christus die nuwe tabernakel. In Jesus het ons God se teenwoordigheid. Hy is die nuwe tabernakel wat deel is van my lewe. So ek leef in God se teenwoordigheid en dit is vir my genoeg. Die wete dat God by my is. Maak nie saak wat nie. Maak nie saak wat die toekoms inhou nie. Ek het God by my. Ek is nooit alleen nie. Hy ken my lewe, ek kan my lewe net voor sy voetbank neerlê, ek kan net bid en sê, Here help my, Here sorg vir my, Here u genade asseblief, ek pleit vanoggend op my knieë, en dan kan ek net sê, dankie Jesus, dankie dat ek weet, u is saam met my, al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek sluit af vanoggend met 'n kort verhaaltjie. Ek lees die verhaal raak van 'n man, wat in die koue dele van die wêreld, ek aanvaar, dit was ergens in Amerika, waar hierdie ou in Kerstyd letterlik gaan stap het teen 'n berg uit, en is baie koud, en hy het sy toerusting aangehad, en hy loop, en hy beer vorentoe in die sneeu, en toe het hy gedink, hy gaan net 'n kort dagroete stap, en daar beland hy in die moeilikheid met 'n sneeustorm wat losbars. En hy soek skuiling ewe skielik en daar's nêrens plek nie, maar op 'n afstand sien hy 'n liggie. En toe hy nader geloop kom, toe sien hy dis 'n groot tent en hy loop so half nader na die tent toe en hy gaan staan so half bang voor hierdie tent want hy kan sien is 'n groot tent met 'n lig binne, maar hy hoor stemme daar binne en ewe skielik toe sê daar 'n stem vir hom, kom in. Jy hoef nie daar buite te staan nie, kom in. So het hy die tent oopgemaak en ingegaan en die tent weer toegemaak en hy het hierdie mense daar binne gekry wat ook in hierdie sneeustorm gesit het en gewag het dat die storm 'n bietjie verbygaan. Later daai aand het hy by homself gesit en dink, God wag nie vir my om hom te vind nie. Hy het reeds sy tent langs myne kom opslaan. Hy het reeds sy tent langs myne kom opslaan. Ek hoef nie nog 'n tent te gaan soek nie. Ek hoef nie nog te loop en 'n liggie te soek nie. Die lig het klaar na die wêreld toe gekom. Hy verstaan dit toe daai aand, simbolies, God het sy tent langs myne kom opslaan. En vriende, as ek en jy dit vanoggend kan verstaan, Jesus, die nuwe tabernakel, het na hierdie aarde toe gekom om by ons te wees vir ewig. Hy saam met ons. God wag nie dat ons hom vind nie, maar hy kom vind ons. Hy kom sterf vir ons aan 'n kruishout en hy kom maak jou deel. En al wat ek en jy moet doen is glo en dankbaar leef, vrugte dra, vrugte wat sal hou. Vandag brand die wit Christus kers by ons hier in die kerk. God is met ons. God bly in ons en God het ons kom red. Dankie Jesus. Daarom kan ek met hoop vanoggend van hierdie prediking af opstaan en die lewe gaan leef. Ek kan alles aanpak en ek kan nog steeds my visie en missie en my drome hê vir 2026, maar saam met God. En ek bid en ek vra Here, wat's u wil vir my lewe? Wat's u plan vir my lewe? En ek wil elke dag
die Here se wil gaan bly soek en op sy pad gaan bly wandel waarop hy wil hê ek moet wees. Want God is saam met my. Ek is nooit sonder hom nie. En vriende, daarom wil ek jou vanoggend weer aanmoedig op hierdie Kersdag om jou Bybel te lees, om te bid en om in 'n verhouding met God te staan. Om moeite te doen om in die oggende en in die aande jou Bybel te lees, deur die dag te bid, daar waar jy kans kry, praat met die Here, soek God se wil vir al jou groot besluite ook in jou lewe, vir elke besluit, vir al die detail dinge, leef in 'n verhouding met God, en kyk hoe stap God saam met jou hand aan hand die toekoms in. Hy is teenwoordig, en dit het vir my so 'n stuk vrede gegee in die voorbereiding vir vandag se boodskap. Die nuwe tabernakel is met ons vir ewig. En al wat in my gemoed opkom is, dankie Jesus. Dankie dat U mens geword het, en dat ons nou in 2025 in U teenwoordigheid kan leef. U is by my, en U sal my nie los nie. Ek loof U daarvoor. Here, ek kom bid so vanoggend vir elkeen wat na hierdie boodskap geluister het en gekyk het, en ek kom sê amen op hierdie prediking. Amen, sekerlik voorwaar, dit is so, dit sal so wees. Dankie Jesus dat U mens geword het. Dankie dat U onder ons kom woon het. En dankie dat daar vir ons hoop is, dat daar vir ons 'n toekoms is, die ewige lewe wat vir ons wag. Maar meer nog, 2026 kan ons ingaan met 'n stuk rustigheid, want U is teenwoordig. Ons leef in U teenwoordigheid. En dankie Here dat ons vandag dit kan weet. Die woord het letterlik mens geword. God het mens geword. Meer as dit, U kom ook in ons lewens in. U is Immanuel, God by ons. En Here, dan kom U en U kom red ons en gee vir ons die lewe. Ek wil vandag net in dankbaarheid U aanbid. Dankie Here dat ons op Kersdag weet dit kan sê vir mekaar kan herinner dat U teenwoordig is. Ek beleef dit ook vanoggend. En ek sê dankie Jesus. Aan U kom toe die lof, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, baie dankie dat julle ingeskakel het vanoggend. 'n Geseënde Kersdag vir jou vorentoe, en mag jy sy liefde en sy teenwoordigheid beleef in jou lewe. Goedheid en guns vir jou.